Hallo almal en baie welkom by sessie 3 waar ons gaan stilstaan vandag by vreugde in ons kursus die verweefdheid van die liefde. Kom ons lees saam in Galasiërs 5 vers 22 en hier staan maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde. In die tyd net na die Eerste Wêreldoorlog het die Jode wat hulle in die Heilige Land gevestig het, baie swaar gekry. Hulle moes hulle vestig in moerasagtige gebiede en siektes soos malaria en so meer was volop onder hulle gewees en dan moes hulle ook op droë en onherbergsame plekke vestig in plekke wat baie keer onveilig was. En in hierdie tyd het baie van hulle wou hulle net moedeloos raak. En toe het een van die Joodse digters, 'n man met die naam Idelson, 'n ou Hassidiese melodie gevat en hy het nuwe woorde daaraan toegevoeg en hy het die lied Hava Nagila geskryf. Nou Hava Nagila beteken laat ons vrolik wees en ons kry die inspirasie vir hierdie woorde in Psalm 118 vers 24 waar staan dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons oor hierdie dag bly wees en juig. En hierdie lied het sommer pos gevat onder die Joodse volk en hulle het begin sing in hulle eenvoudige gemeenskapsale in die aande, in hulle feeste het hulle dit gesing, want dit was 'n oproep om bly te wees, 'n oproep om met blydskap te leef en om vrolik te wees. Nou, ons kry dieselfde opdrag in Filippense 4 vers 4 en hier staan verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Nou Paulus skryf self hierdie woorde terwyl hy in die tronk in Filippi was en in die tronk sê hy verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle altyd in die Here. En dit wys vir ons dat die blydskap wat ons in die Here kry is 'n blydskap wat nie van hierdie wêreld is nie en is 'n blydskap wat ook nie van omstandighede afhanklik hoef te wees nie. En daarom kan 'n kind van God self in tye van rou en tye van hartseer en tye van vervolging nog steeds met blydskap leef. Nou die rede waarom ons blydskap nie op die aardse dinge gefokus is nie op die tydelike dinge gefokus nie, is omdat elke kind van God met hoop moet lewe. En ons lees in 1 Petrus 1 vers 3 en 4 staan die volgende: in sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. So ons sien dat die bron van elke Christen se hoop is die ewige lewe saam met God. En omdat ons met hoop lewe, kan ons in hierdie lewe bly wees. In Hebreërs 6 vers 19 staan dat hierdie hoop is ons veilige en onbeweeglike lewensanker. In Romeine 12 kry ons dit so kort en kragtig waar staan verbly julle in die hoop. Wees bly omdat julle hoop in Christus het. Nou die Bybel is baie prakties en die Bybel gee vir ons praktiese riglyn oor hoe ons kan verbly. Want het julle raak gesien dat dit is 'n opdrag, ons moet ons bly maak. Ons moet ons verbly in die Here. Nou in Jesaja 61 vers 3 lees ons die volgende. Hier staan dat vir hulle wat treur, dies wat hartseer is, sal gegee word vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. In die New King James vertaling staan dit soos volgens staan: the garment of praise for the spirit of heaviness. So die eerste ding wat die Bybel vir ons gee, wat vir ons help hoe ons kan bly wees in die Here, hoe ons kan verbly in die Here, is deur lofprysing en aanbidding. Deur daai lofprysing en aanbidding musiek aan te sit, selfs al voel ons te neergedruk en saam met dit te begin om die Here te loof en te prys. En die tweede ding wat die Bybel vir ons sê hoe ons kan verbly, lees ons in Johannes 15 en in hierdie hoofstuk sê die Here
bly in my soos ek in julle. As julle in my bly en ek in julle, dan sal julle baie vrug dra. Maar dan in vers 11 dan sê hy die volgende. Hy sê dit het ek vir julle gesê sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. So wanneer ons in die Here Jesus bly, wanneer ons moeite doen om ons eerste ding elke dag met hom te spandeer, in sy woord, tot gebed, in lofprysing en aanbidding. Hy sê, dit sê ek vir julle, as julle in my bly, dan sal julle blydskap volkome wees. So die Bybel gee vir ons 2 praktiese riglyne oor hoe ons met blydskap kan leef. En die eerste is om lofprysing en aanbidding 'n absolute daaglikse prioriteit te maak. En die tweede is om tyd saam met die Here net so groot prioriteit te maak. Ons eerste ding elke dag om tyd met hom te spandeer. Want wanneer ons in hom is en hy in ons, dan kan ons hierdie volkome blydskap ervaar wat die Here vir ons beloof. Nou om met blydskap te leef is eerstens vir elke gelowige self tot ons eie voordeel. Daarom sê Paulus in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. Want dit is tot ons eie voordeel om met die blydskap van die Here te leef. Maar dit is ook tot die voordeel van ons medegelowiges. Want net soos moedeloosheid en teneergedruktheid aansteeklik is en ander mense beïnvloed, so beïnvloed ons ook ons medegelowiges wanneer ons met blydskap gee. Ons gee hulle moed, ons gee hulle bemoediging om te volhard op hierdie lewenspad, want onthou ons het 'n vyand in hierdie wêreld. En dan die derde ding is om met blydskap te leef, is 'n kragtige getuienis in die wêreld. Ons lees van die vroeë Christen martelare dat hulle is in hierdie arenas vir diere gegooi, hulle is doodgemaak en gemartel. Maar die skare het gesien hoe hierdie mense met vrede en met vreugde hulle dood tegemoet gaan. En dit het gemaak dat baie van hulle vir die Here Jesus as Here aangeneem het, want hulle het besef hierdie mense, hierdie gelowiges in Jesus Christus, het iets wat ek nie het nie. En dit wat hulle het, is 'n blydskap in die Here. Daar's 'n ou lied wat sê, "This joy I have, the world didn't give it and the world can't take it away." En mag elkeen van ons elke dag Filippense 4 vers 4 se opdrag baie ernstig opneem, waar ons verbly julle in die Here, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Kom ons bid saam. Here, ons besef die vrug van die Gees word voortgebring in ons lewens deur die werk van die Heilige Gees. En ek bid nou dat U deur U Gees se werk, Here, blydskap in ons lewens sal skep. Help ons om U die prioriteit van ons lewens te maak, om in U te wees elke dag, sodat ons blydskap volkome kan wees, en help ons om elke dag met lofprysing en aanbidding in te gaan, want dan is dit soos om 'n gewaad aan te trek, klere aan te trek, wat vir ons blydskap bring. Mag ons elkeen dit so ervaar, in die naam van Jesus. Amen. Mag julle 'n mooi dag hê.